Apartheid Suid-Afrika was jou identiteit nie iets wat jy gekies het nie. Dit was iets wat aan jou toegewys is. Jy is geklassifiseer volgens ras, taal en afkoms. Jou kategorie het alles bepaal. Waar jy woon, waar jy mag gaan, wie jy mag trou. Dit was systematiese uitsluiting, vasgelê in wette. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week gaan ons verder in Matteus 12 vers 1 tot 8. En ek het verlede week Eugene Peterson se vertaling in The Message so geniet, ons gaan sommer aan met sy vertaling. One Sabbath, Jesus was strolling with his disciples through a field of ripe grain. Hungry, the disciples were picking and eating grain. Some Pharisees reported them to Jesus. Your disciples are breaking the Sabbath rules. Jesus said, Really? Didn't you ever read what David and his companions did when they were hungry? How they entered the sanctuary and ate fresh bread off the altar? Bread that no one but priests were allowed to eat. And didn't you ever read in God's law that priests carrying out their temple duties break Sabbath rules all the time? And it's not held against them. There's far more at stake here than religion. If you had any idea what this scripture meant, the one that says, I prefer a flexible heart to an inflexible ritual, you wouldn't be nitpicking like this, because the Son of Man is no lackey to the Sabbath. He is in charge. Maar in die middel van al daardie onreg in Suid-Afrika het daar 'n man gestaan in 'n perskleed. Jy kan maar sê wat jy wil van hom. Hy het 'n diep lag en 'n hoop wat nie wou wyk nie. Sy naam was aartsbiskop Desmond Tutu. En hy het iets radikaals gesê. God se droom is groter as dit wat nou hier gebeur. Hy het 'n wêreld voorgestel waar identiteit nie deur bloedlyn of wet bepaal word nie, maar deur liefde. Hou daardie gedagte vas, want iets verrassend soortgelyks het 2000 jaar tevore gebeur in 'n stowwerige koringland in Judea. In Matteus 12 word Jesus gekonfronteer deur die Fariseërs. Sy disippels pluk koring op die Sabbat, tegnies 'n oortreding, maar dit is meer as dit. Vir die Fariseërs was die Sabbat nie net 'n reël nie, dit was 'n merkteken, 'n badge van insluiting. As jy die Sabbat hou, behoort jy. As jy dit breek, word jy bevraagteken. Jesus sien dit en hy draai dit heeltemal om. Hy voer nie 'n wetlike argument nie, hy dissekteer nie die wet nie, hy wys eerder na iets dieper. Ek verkies barmhartigheid bo merktekens. Dit is 'n herkaart. Bestaan nou uit so 'n woord, Sebastian? Herkaart van Israel se identiteit. Die ou grense, ritueel, wet, reinheid. Dit word nie uitgewis nie, maar hergerig. Die nuwe middelpunt, dit is Jesus self. En in sy koninkryk word identiteit nie bewys deur nakoming nie, maar ontbloot deur deelname. Die koninkryk, sê Jesus, gaan nie oor wie alles reg doen nie, dit gaan oor wie genooi word. The Message vertaling vang hierdie skuif so mooi vas. Vir hom is godsdienst nie 'n wag by die hek nie, dit is 'n tafel. En Jesus, hy is nie die eksaminator nie, hy is die gasheer. Hy deel nie kontrolelyste uit nie, hy deel brood uit. In die koninkryk kry honger mense kos, selfs op die Sabbat. Uitgeworpenes word verwelkom, al maak dit die wetboeke ongemaklik. Heiligheid beteken nie meer skeiding nie, dit beteken herstel. En dit is nie net teologiese teorieë nie, dit is goeie nuus. Vir elkeen wat al ooit gevoel het, hulle is gediskwalifiseer deur foute, deur hulle verlede, deur ander mense se definisies. Want Jesus probeer nie net godsdiens reg gedokter nie. Hy draai dit binne buite. Die laastes word eerstes, die buitestanders word eregaste, die oorgesienes word geliefdes. Dit is wat gebeur wanneer die koninkryk opdaag. Dit verander nie net jou gedrag nie, dit verander waar jy in hierdie storie staan. Dit herorden alles, selfs wie inpas. Nou is jy reg vir Sondag se boodskap,
wat jou dalk aan die skouers mag ruk. Tot dan, mooi loop.